Kan maar geen nog hier voor ochtend. Amen. Mijn groeten weer eens aan in die mooie naam van de Heer. Is Heer voor je goed. Amen. Die ene wat ik altijd voor je vraag als ik je voorkom. Is Heer voor je goed. Amen. Ik zal altijd het vragen, pastor. Is Heer voor je goed. Because wij gaan weer mijn eigen challenge maken en zeggen dat de Heer is goed. Dus gaan weer onze eigen strijden, maar de Heer is goed. Ons is ziek in onze lichamen, maar de Heer is ziek. Amen. Goed, amen. Jij kon vanochtend op je hospitaalbed geweest zijn. Jij kon vanochtend, je kon in een karongeluk dood geweest zijn. Daar kon zoveel goede gebeuren, maar de Heer is goed. Hier zit ze maken, je getuigen. Amen, amen. Zij net haar arm gebreekt in die ongeluk. Maar God is goed. Dat kon worse als dat geweest is. Maar de Heer is goed. Amen. En ik is vanochtend voor de Heer net dankbaar voor zijn goedheid. Amen. Alles mag je gaan altijd zoals hij wil heen, het mag gaan niet. Maar die goedheid van de Heer is wat ons, oh halleluja. Wanneer hij voor Paulus zei, Paulus, mijn genade is voor jou genoeg. Ga niet samen met Jesaja 54. Ik kom er vanochtend om je sterk te bemoedigen. Mijn intention is hier vanochtend om je te laten hardlopen, erg en schreeuwen. Ik kom hier vanochtend erg om je te laten rejoice en hardlopen. Mijn intention vanochtend is om zeker te maken, ik zet net iets in jouw binnenste. Ik wil net iets belee vanochtend in jouw binnenste. Ik wil net vanochtend jou opmaken in jouw innerlijke mens. Amen. Ik wil net vanochtend jou maken verzekeren dat die God wat jij aanbidt, hij weet van jou, hij kent van jou, hij kent van jouw omstandigheden. Hij weet alles omtrent jouw leven. Hij weet Jesaja 54, halleluja, vers 15. Yes, is recht. Ik ga daar vanaf lezen vanochtend. Halleluja. Ik ga daar vanaf lezen vanochtend. Vers 15 zegt: als hulle ook die aanval begint. Dat is God wat hier de profeet Jesaja praat. Hij zegt, als hulle ook die aanval begint. Hij praat van jouw vijanden. Hij praat van die mensen wat tegen jou is. Hij praat van die mensen wat jou niet lijken. Hij praat van die mensen wat jou val wil zien. Hij praat van die mensen wat achter jou rug praat. Hij praat van die mensen wat jou beskinder. Hij praat van die mensen wat jou niet lijken. Hij praat van die mensen. Hij zegt, als hulle ook die aanval begint, dan is het niet hier uit mij niet. Van wie jou aanval zal oor jou val. Vers 16. Misschien heeft iemand die gehoord heeft, maar als hulle jou aanval, sê, dan zal hulle oor jou val. En ik weet niet wie jou aanval en ik weet niet wie wat gezegd heeft. Gedink het hy gaan val. Maar als hulle jou aanval, dan zal hulle oor jou val. Ik weet niet wat hulle dink jy. Hey, hoor my wat sê hulle. Hulle mag lag vir wat jy is, maar hulle sal oor jou vallen. Sê vir die Here dankie, maar wat hulle oor jou val. Hulle wat jou aanval sal oor jou val. Hoor wat sê 16. Kyk, ek het die smid geskape wat die kookvuur aanblaas en die wapen voortbring volgens sy ambag. Ook het ek die verderwer geskape om te verniel. God sê ek is die een wat die spies prepare, die man wie die spies prepare. Ek is die een wie hy man gemaakt het. Ek is halleluja, halleluja. Kijk, hy sê, ek het die smid geskapen, die een wat die spies maak. Hy sê, ek het hom geskapen en ek het even die vuur aangeblazen waarin jou pijl was en waarin jou zwaard was. Ek is die een wat die vuur aangeblazen het, zodat die smid het kon maken. Hy sê, hoor wat sê hy? Hy sê, en ek het even die verderver en ek geskapen. Vers 17. En elke wapen wat in jou gesmeer word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat in jou opstaan, in die gerecht sal jy weer lee. Dat is die erfdeel van die knegte van die Here. En hulle gerechtigheid wat uit my is, spreek die Here. Die engel sê, for no weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is of me, said the Lord. Vader, sê dit gou die woord en laat die woord vanoggend net weer verheerlik word. Want die woord is 7 keer gelouter, Here, en wat ook al u in die woord sê is ja
Wat ook al in die woord sê is amen. Seën die woord vanoggend in Jesus naam. Amen. Halleluja. Halleluja. Die boek Efesiërs hoofstuk 6 vers 11 of die boek Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10 handel omtrent die volle wapenrusting van God. Efesiërs hoofstuk. En Paulus begin Efesiërs hoofstuk 6 vers 11 deur te sê word dan kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En dan sê hy, en trek dan die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly. Hy sê die purpose waarom julle dit moet aantrek is nie om te kan fight nie. Die purpose waar julle dit aantrek is nie dat jy great moet lyk nie. Hy sê ek trek die volle wapenrusting aan sodat julle kan staan. En nie om te fight nie, maar dat jy kan staan sê. Hy sê sodat jy kan staan teen die liste van die vyand. Die Engelse woord vir liste is die woordjie tricks. Hy sê trek die volle wapenrusting aan sodat jy kan staan teen die tricks van die duivel. Jy sien, as die duivel jou wil laat val, al wat hy nodig het is 'n bag of tricks. Al wat hy nodig het is om tricks te speel met jou. Hy het die klomp goed nodig nie. Hy weet as die ding jou laat val het, as drank die ding is wat jou laat val, ek hoef die klomp goed te doen nie, ek trick jou net weer met drank. As ek weet jy is vasgevang in rokery, al wat ek moet doen, as ek weet vrouens is jou ding, ek waar wil 'n klomp goed nie, ek laat jou spring en dans en aangaan in die kerk, ek laat jou worship lê, ek laat jou voorus, en al wat ek wil doen, die tyd wanneer ek jou wil laat val, dan bring ek net jou trick. Soos ons hier sit, die duivel ken die tricks wat op jou werk. Kom aan, ons praat. Yes, Lord. Amen. As kwaad praat jou by die huis laat sit, hy draai die ander trickie. Hy weet al wat ek moet doen, ek moet laat jy dink hulle praat van jou. Amen. Het jy al in 'n crowd gekom en die plek gekom, en jy sien kyk so en jy sien, en hy mense wat daar staan, en hy het jou gekyk en gedraai, en toe dink jy, hulle praat nou weer van jou. Come on. Because die duivel het die klomp goed nodig nie, as hy weet wat jou trick is, dan bring hy elke keer net jou trick. Hy sal my nie draai met drankie, because hy weet hy trick werk jou. Maar hy ken my tricks. Hy weet wat werk. Halleluja. Amen. Hy weet van jou. Hy weet, Marius, ek het die klomp op jou te draai nie. As ek weet vrouens werk om jou is getrouwd, al wat ek doen, as ek create 'n issue tussen jy en jou vrou, en dan bring ek 'n vrou. Because ek weet. Maar Paulus sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy kan staande bly. Daar's twee dinge wat vir my uitstaan rondom hierdie wapenrusting, en is twee goed wat ek gewoon met u oor wil praat. Die een is die borswapen, of die borswapen, ja, van die geregtigheid, en die ander een is die helm van die verlossing. Ek wil gewoon met u oor die twee goed praat. Die borswapen van die geregtigheid en die helm van die verlossing. Die rede vir die borswapen is om seker te maak hy beskerm jou hart. En die rede vir die helm is om seker te maak hy beskerm jou brein. Daar's twee goed wat 'n mens doodmaak. Dis die stop van jou hart en dis die stop van jou brein. Daar's die twee goed wat you can kill, die stop van jou hart en die stop van jou brein. Van as jy jou hart stop, dan kan jy nog jou aan die lewe hou, terwyl jou brein lewe. Amen. En dan kan jou hart aan die gang hou. Because why? Die duivel of God weet, twee dinge kan jou stop. Jy stop van jou hart, jy stop van jou brein. So wanneer jy in oorlog kom, wat hulle in oorlog target, wanneer jy in die oorlog kom teen, in die tyd van Dawid hulle, as jy teen die oorlog kom, die vyand weet, daar's twee plekke wat ek nodig het om jou te hit, of ek hit jou in jou hart, of ek hit jou
vir Goliath. Toe Goliath alles gecover het, sy hele liggaam gecover het, maar hy los 'n opening in die middel van sy voorkop. Toe vat Dawid 'n klippie, because Dawid het geweet, as ek op een plek kan tref, moet ek jou tref in jou kop, because why, as ek nie jou hart kan kry nie, dan kry ek jou kop. En die duivel weet, as twee plekke hoe hy jou kan laat val, as 'n gelowige, hy kan jou laat val, deur jou te tref in jou hart, of hy kan jou val, deur jou te tref in jou kop. Kom ons gaan ons lief vir God. Amen. Jou hart en in jou kop. Sê vir iemand, dis of my hart, dis of my kop. Halleluja, halleluja. Of my hart of in my kop. Wanneer ons begin praat, omtrent die hart van die mens. Die een trick wat die duivel doen met 'n mens se hart, is om 'n mens mismoedig te maak in jou hart. Mismoedig te maak deur teleurstellings, mismoedig te maak deur goed wat gebeur in lewe, mismoedig te maak deur disappointments en deur mense wat jou wat draai op jou en wat die duivel weet, as ek kan kom by jou hart, dat ek kan jou mismoedig maak in jou hart, dan kom jy nie meer op met die vrymoedigheid wat jy opgekom het. Jy kom nie meer met hy selfe ding op. Weet jy wat laat mense opkom, is 'n vrymoedige hart, wanneer jou hart oké is, dan staan jy lekker op en jy kom kerk toe, maar jy opgestaan mismoedig en jy die lus van werk toe gaan nie, en jy die lus om jou gesig by die deur uit te steek nie, en al wat jy wil doen vandag is om te bly in jou nagklere en te bly in jou goune, because jy kan nie die wêreld face nie, because daar's mismoedigheid in jou hart, en die duivel weet, as ek jou kan mismoedig maak, dan het ek altyd my fight gewen. Van 'n mismoedige mens het jy moed om op te staan. Halleluja. Halleluja. My God, Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaak moet word. Van daarin is die oorsprong van die lewe. So wat die duivel doen, Pastor Connie, die duivel weet, as ek jou aanhou seermaak, as ek aanhou iets aan jou doen, dan wat gebeur? Ek challenge jou manier waarop jy vergewe, en as ek jou kan aanhou seermaak, agterna gaan jy vergewe en vergewe en vergewe, maar dan gaan jy 'n plek reach waar jy sê, ek gaan jou nie meer vergewe nie, because ek is moeg dat jy my seermaak, en die oomblik wanneer jy ophou vergewe, dan kom wat die Bybel noem 'n wortel van bitterheid op, en hy bitterheid neem plek in jou hart, en nou kan jy in die kerk kom, maar jy kan my nie hoor nie, because why, dis in jou hart, daar's iets in jou hart, jy kan saam met worship en saam met hardloop, maar daar's iets in jou hart, wat maak dat ek jou nie kan vat nie, ek kan jou nie handle nie, because daar's iets in my hart, en die duivel weet, dat elke keer wanneer jy na die Here toe gaan, en elke keer wanneer jy bid, en elke keer wanneer jy die naam van die Here roep, dan luister God nie na jou nie, want die Onse Vader leer ons, die eerste ding voor jy bid, moet jy kan vergewe, maar as jy nie kan vergewe nie, dan hoor, wanneer jy die Onse Vader verder ontleed, en Jesus praat, hy sê vergewe mekaar, hy sê, en hy wat nie vergewe nie, hy vergewe ek ook nie. Amen. 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 So die ding wat die duivel agter is jou hart. Hy het die Here gedien met jou alles, maar dan gebeur iets met jou hart. Amen. Iemand, die mens wat jy op vertrou het, hulle disappoint jou. Die ding omtrent kerk is nie, mense wil die kerk nie, oor die kerk het hulle seer gemaak. Die kerk het niemand seer gemaak. Mense in die kerk, hulle maak jou seer. Amen. Maar in wie is jy 'n issue? By die kerk? Ek gaan nie my kerk. Die kerk. Hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word. Hy sê, van die oorspronge van die lewe kom uit die hart van die mens. Amen. Ek het die week op Facebook gepost, en toe sê ek die woorde op Facebook. As jy wil weet, Tiffy, hoe mense oor jou voel, maak hulle kwaad. Amen. Kom aan. Kom aan.
Liefdevol in die huis. O my man, o my liefling, o my alles. Maak haar kwaad. Jy is maar nie 'n pa vir hierdie kinders nie. Jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie 'n man nie. Jy is nie. Hy sê 'n vrou wat net nog gesê het, ek sal lief vir jou. Maak haar kwaad. En die goed wat sy nie wou sê nie, of die goed wat hy nie wou sê nie, dit sê hy nou. Die rede waarom hy nou kan sê, dis lankal in sy hart. Dit sê hy, man. Jy sê dit omdat dit in jou. Halleluja. Prys sy naam. Halleluja. Profeet het opgestaan in die kerk en ek was in die gemeente. Hy het opgestaan in die kerk. Toe sê hy vir die pastoor, ek gaan vir jou iets sê. Die man nie. Toe sê broer, staan op, staan broer, jy en jou vrou. Staan jy en jou vrou. Pastoor, gisteraan. Toe sê die kappel in hulle slaapkamer terwyl hy alleen is. Die pastoor is maar kaffer. Because a man's mond het die neiging om te reveal wat's in jou hart. As jy nie ek so dankbaar Here het ons so abstrakt gemaak, maar in my hart. Kan jy imagine hoe ons sou wees as ons mekaar se harte moes, kan jy imagine hoe ons sou wees? Because onthou jy, toe jy sê so druk, maar jy voel in jou hart, like jou niks. Because a man's hart is wat agter die duiwel is. Amen. Die tweede ding wat agter die duiwel is die brein of die gedagte van die mens. Because jou siel is geconnected aan jou gedagte. Jou siel is connected aan jou brein. Because elke decision wat 'n mens maak 'n mens nie uit jou hart nie. 'n Mens maak dit uit jou gedagte. Dis waarom wanneer die Here kom, gaan hy jou nie straf. Hy gaan nie jou siel, jou vlees straf nie. Hy gaan ook nie jou gees straf nie. Hy sê die siel wat sondig, hy gaan gestraf word. Amen. Because die probleem met die mind van die mens, ek lees die tekst. Wat sê die tekst? Die tekst sê, Romeine 7 vers 25 sê, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind we serve the Lord. So die tekst sê, ons serve God met onze siel. 'n mens se sielsmens is die een wat decisions maak. Jy hoef nooit aan 'n sigaret te raak nie en jy hoef nooit saam met 'n ander vrou te slaap nie. Jy hoef nooit vir iemand lelik te wees nie. Jy hoef nooit vir iemand lelik iets te sê nie. Jy hoef dit net te dink. En jy het gesondig. Amen. Hy sê vir die broers wanneer jy na enige suster kyk en begeer jy het niks gesê nie, jy het nie vir haar gesê ek like jou nie, jy het nie haar oog geknip nie, jy het nie aangeleen nie, jy het nie geflirt nie, jy het niks gedoen nie. Hy sê wanneer as ek net na die vrou kyk en in jou mind sê jy nou is die baas die duivel weet as ek jou wil laat val, het ek nie nodig om 'n sigaret in jou mind te sit nie. Ek het nie nodig dat jy met iemand slaap nie. I just need to play with your mind. Because if I can play a trick with your mind, dan begin jy mense te haat wie jy nie eens ken nie. Jy weet nie van die nie, maar het jy al mense gekry, jy weet ook, ek ken nie jou nie. Maar die persoon like, jy kan ook sien. Maar die persoon like my nie. Sy like jou nie. Oor wat iets in haar mind ontrent jou gesit het. Iemand het net van iets gesê eendag ontrent jou. Nou like sy jou nie, maar sy ken nie wie sy is. Kom ons is eerlik.
Hoeveel mensen lijken ons een dag wat ons nooit gelijk het in die begin? Ons het hulle nie gelijk, because mensen het goed gesê. Dus tot ik met hulle begin tijd spenden en fellowship en met hulle tijd gemaakt het, en ek gesê het, nee man, die sister is nie soos hy mense gesê het. Because why? Die table weer, if I can play with your mind, as ek die tricks kan speel met your mind, dan begin jy weg te dwaal van wat jy is. Because die grootste wrestelleeuw wat ons kan hê, is in die mind van die mens. Die grootste geveg wat jy kan hê, is in jou mind. Daarom al wat iemand vir jou moet sê, is jy goed genoeg nie. En jy te wrestle in jou mind, because your mind sê vir jou, as sy sê ek is nie goed genoeg nie, dan is daar iets omtrent my wat my nie goed genoeg maak. Amen. 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 Because why your mind, said T.D. Jakes, is the battleground. Sê dis die plek waar die meeste fighting is, waar die meeste war is, waar die meeste wrestling is. 'n mens se grootste fight is in jou mind. Jou mind wat vir jou sê, maar jy steek jou hande op, jy kom in die teenwoordigheid, jy voel om te aanbid, maar jou mind sê, nee, ek lissie. En nou is jy 'n fight met jou mind, because jy met jou hande opsteek, maar jou mind controls your body, en jou mind sê nee, en jy nodig om te fight met jou mind, en te sê, ek wil nie, wat jy sê nie, ek gaan my hande opsteek, al voel jy nie, al lus jy nie, al sê jy nie, ek gaan my hande opsteek, because if I can win my mind, as ek my mind kan wen, dat ek in battle gewen. Jy sien die meeste mense wat minderwaardig is nie minderwaardig omdat hulle mooi lyk nie, omdat hulle nie goed het nie, hulle is minderwaardig oor hulle mind. Ek het al mooi mense gesien, hulle overthink, mooi manne gesien, mooi vrouens, wat 'n probleem het met hulle looks, en hulle voel nie goed genoeg nie, terwyl die ander 'n stukkie na haar kyk en sê, ek wens ek het so gelyk. Come on. Maar as die duivel in jou mind vir jou kan sê, jy is nie goed genoeg nie, jy kan nie op die stage wees nie, jy kan nie so praat nie, vraag vir Saida, ek is voorbij vir die plek, ek het nodig gehad om haar voorbij die plek te bring, waar ons aan vraag om te lei. Sê ek vraag nie om te lei nie. Ek skryf vir haar 'n close message. Saida, jy lei vanaan, punt. Because as ek kan aan jou gee, die opportunity om vir haarself te sê, maar ek kan nie lei nie, ek kan nie dit, ek kan nie dit. Die oomblik van as jy hier kom staan, en jy het jou mind gesê, ek is nie goed genoeg nie, dan kan jy nie lei nie. Because wat jou mind doen, jou mind neem control van jou hele body. En jou mind laat jou hele body ek, soos jy dink. Come on. Ek het admiration vir die cleaners beeld se werk. Ek het admiration vir die cleaners beeld se werk. En my meisie sien, hulle is cleaners, hulle kry hulle kry baie min geld. Amen. En jy moet my meisie sien, en hulle werk te kom in die oggend. Jy moet hulle sien, uitgevat. Jy moet die meisie sien, wat werk vir Volkswagen, hulle kom met hulle Volkswagen overalls in. Maar wat jy kom in cleaners in? Waak skoene. As werk toe die. Waak skoene. Gucci bags. Hulle is uitgevat. As jy kan red om jy lijn met dat overal. Ons noem hulle, die elders noem hulle broom technicians. Maar wat sy my sê, as hy is toe gaan, en sy die broom neergesit, because iets in haar mind said, I'm better than this. This is not me. As iets omtrent my, wat my different maak. En jy sê vir jouself, toe sy met die beestem vraag, het geen ouwens daar gekykie, maar wat van die meisies toen het gesien, hulle locker rooms is door myn langs die mainline, so wat hulle gaan doen, net voor uitklopting, dan gaan maak hulle klaar, en dan kom hulle afgeloop in die aisle, waar al die mannen werk, en hy sê die ouwens, wat hulle net onlangs gevier het, wat die na hulle gekyk het die, nou draai hulle koppe, en hulle sê vir hulle self, dat is nie so'n plan die meisie, because why? Haar mind sê vir haar, I'm stronger, I'm better, en die Bijbel weet, as jy jou mind kan laat voel, sy is nie goed genoeg nie, as jou mind kan voel, sy
As your mind kan opmaak en sê ek refuse om te bly waar ek is. Ek refuse om te bly in my situation. Ek refuse om te bly waar ek is. As your mind kan opmaak, dan change your attitude, your way changes, because there's something about my mind. Iemand sê amen. Iets ontdekt mijn mind. Iets ontdekt mijn mind. Iets ontdekt mijn mind. Kom eens praat die was. Je kan iemand zitten nieuw. Je kan hem zitten in een shit. En je kan haar instappen. En je kijkt naar shit. En je kan imagine dat het is een shit buiten. Maar kijk hoe ik het binnen. Because there's something about it person's mind. Maar dat is funny mensen. Want je eet een shit kan vatten. En hulle RDP's gee. En na 'n maand lê die RDP's soos 'n shit. Because the problem is nie dat hulle nie die huis het. Die problem is hulle mind het wel gesê, this is who I am. This is who I am. Hallelujah. Maar hij komt vanochtend in mijn van die kerk te change. Halleluja. Dat is niks wat mensen van mij kunnen zeggen. Want in die kerk, wat mij minderwaardig laat voelen. Hulle kan van mij zeggen, jullie zijn een houtgebouw. Hulle kan van mij zeggen, jullie kerk lijkt hier nice. Hulle kan van mij zeggen, onze kerk is 3 keer groter. It doesn't bother me. Because my mind says for me, we are only doing this temporarily. This is as low as we can go. If I am done with this season, greater things are coming. So I need to make zeker die saal is mooi. Ik moet zeker maken onze drommel nice. Ik moet zeker maken onze kortes mics. Ik moet zeker maken onze no wireless. Ons is no wireless om hier op met onze sound system. Because wij allemaal dan een kerk zoals die is supposed to betalen 40. Maar dat kan niet met mij niet. My mind said I need to prepare. Greater things is coming. I need to set myself up. Greater things is coming. And as ik myself, die kan nou opzetten. Als ik je nou een mega church mind kan eten, dan play ons en hier die kerk. But my mind is getransformed. There's something about a mind. Let me mind. Nou, komt Jesaja. Jesaja sê, dat is 2 goed wat ek vir jou wil sê. Sê die eerste ding is die wat ek vir jou wil sê. No weapon that is formed against you shall prosper. Hy sê die eerste ding wat jy verstaan, because David skrywe, David noem woorde. Hy sê, Here, ek het die hart, die woord in my hart gebere, sodat ek teen u nie. So David sê, die oomblik toe ek 'n shield opsit om my hart te bewaar, toe ek niks anders gevat behalwe die woord nie. Because die woord is die shield wat 'n mens opneem om jou hart te beskerm, om jou hart te maak voel jy is toe gemaak. Jy kan maar doen net wat jy wil. Hoor nou vir Habakuk, toe sy hart gebreek is, toe Habakuk stikken is, toe Habakuk stikken voel, toe sy hart beskerm, en Habakuk sê, al sal die vyeboom nie pottie, en al sal daar geen vuur in die kraan is nie, die oes sal te leef staan. Hy sê, maar nogtans sal ek in die Here jubel, because my heart beloved, wanneer die profeet sê, wanneer die profeet profeteer en sê, no weapon that is formed against you shall prosper, dan beteken dit gebeur nooit sommer so nie. Hy bedoel, sy moet die skuld vat en sy moet die skuld oplig en nou die ding wat ek like omtrent bulletproof vestes die rede waarom 'n man
bulletproof vest opsit is because hy verwag 'n bullet. Amen. Hy verwag dat gaan 'n bullet kom. Vir daai rede trek hy die vest aan. Of die bullet vandag gekom het of nie, hy het sy vest aan. Môre het sy vest aan. Dan was hy 'n bullet nie, maar hy het sy vest aan. Maar die dag as die bullet kom, dan is hy gereed met sy vest. En ek leer iets. God het nooit gesê dat gaan nie 'n bullet wees. Van hy sê ek is die ou wie die bulletmaker die wysheid gegee om die bullet vir jou. Ek het om die kennis gegee hoe om die bullet te sien vir jou. Maar wat 'n bulletproof vest doen in die movies kyk, wat die bulletproof vest doen, die bulletproof vest keer nie die bullet om te kom. Van die koel, hy hit jou nog steeds. En die koel slaan jou uit. Maar wat my amaze van die ouens wat geslaan word deur die bullet, is na die bullet hom geslaan het, is die merk nog in die arme. En daar's 'n bruise op sy bors. Maar die bullet kon nie. Because the weapon that is formed against you is going to succeed. Die duivel gaan het draai, maar het gaan nie succeed nie. Dat gaan jou slaan. Sy gaan het voel. Sy gaan die uitpak het, maar die gaan nie succeed nie. Because you are covered with the armor. That's infiltrate. Die armor. Zodat jou maar hit soos hy hit. Jesus. Die truth is die pers. Daar's mense wat gehit is, soos jy gehit is, maar die gemaak het nie. Because hulle hit het hulle gevat sonder die arm. Maar alrede waarom ek dier gemaak het, wat los my, wacht. Los my, ek wil nie hier, net so. Die rede waarom ek nog staan dier alles, maar die rede waarom ek nog hier is, as jy wat ek slim is sien, as jy wat ek in die brein is sien, as jy wat ek in die apostel is sien, die rede waarom ek nog altyd staan, is van toe die hit kom, toe ek die arme van die Here aan, iets wat my beskerm, iets wat my terughou, ek sê die arme, dat my no weapon that is formed against you. Hulle het gepraat, but it's not going to do anything. Hulle het gesê, maar het gaan niks doen nie. Hulle het jou bespreek, maar het gaan niks doen nie. Hulle wil weer sal kom, maar het gaan hoor my vandag. Hulle het iemand gaan sien vir goed vir jou. Hulle het voor jou deurgesit. Hulle het jou jaar geplant en hulle het gedink dinge gaan gebeur, maar hulle lieg toe hulle dit draai. Moenie worry nie. Ek het gesien dinge is nie lekker in my huisie, but we've made it. We are still here. Because iemand het die arme aangehad, en zolang ik die arme aan het, no weapon that is formed against me shall prosper. He said, and now no tongue that is formed or rises against you. He said, every tongue that rises against you. Hy sê elke negatieve woord wat teen jou gerig word. Ek leer iets. Ek leer dat vir elke negatieve woord wat hulle jou gee, het jy 7 positieve woorde nodig om jou te calibrate. So vir elke negatieve woord wat mense vir jou gee, het jy 7 positieve woorde nodig om die negatieve woord uit te cancel. Because woorde dra krag. Woorde, my sister, dra krag. Sy het vir haar kind gesê, jy gaan net jou pa uitdruk. Sy was net 3 jaar oud. Vandag drink hy erger as sy pa.
So eie kinders gespreek het, wat ons vandag die vrugte van eet. Hoor my. Salomo skryf iets. Hy sê, hy wat sy mond wyd oopmaak, hy sê, hy sal die vrugte eet van sy lippe. Hy sê, vir elke negatieve woord wat jy gegee het, sal jy vrugte eet daarvan. Maar die tekst sê, vir elke tong wat teen jou gereis word, sal nie die impak hê van hulle wat het gesê het. So ek wil gauw vanavond met my vyande praat. En van my vyande sê, moet nie ophou om te praat nie. Ek wil my vyande encourage om nie ophou my naam weg te gooi soos iets wat sleg is. Because Lucius hoor wat sê die tekst. Die Bybel verklaar. Hy sê, and God will raise up a standard. So, wat hy tekst sê, die level van my woorde teen my, bepaal die hoogte van my standard. As dit die water loop achter in jou jaar, en het maakt jou plek nat wat jy nie wil heen nie, al wat jy nodig het, een klein stroopie, al wat jy nodig het, is een klein geikie, is een klein trensie, because die water bepaal die diepte van my trensie. Maar as daar een vloed kom, kan ek nie die stille standard create. Die standard word bepaald deur wat teen my kom. And when the enemy comes against me like a flood, God raise up a standard against it. Elke keer wanneer die vyand kom, dan reis God die standaarde. God reis. So wat die helm doen, die helm van die verlossing, die helm stop nie die gepraat nie, maar die helm stop die weghardloop van jou mind. Die helm stop nie die inpak op jou brein, maar die helm keer dat jou mind nie weghardloop. Iemand sê verduidelik. Paulus is in die tronk, Petrus is in die tronk, en die Bybel sê, die woord wat hulle vir hom gee, die tong wat hulle opreis teen hom sê, môre gaan ons jou doodmaak. Nou ek wil jy moet dink by jouself, dis aan, hulle sê vir jou, hulle gaan jou môreoggend hang, wat maak jy? Okay, wacht, moet wat door so hang jy? Loos het gebel. Kom maar. Louis Stoos het gebel en gesê, daar yskas wat jy nie betaal het die laaste 2 maanden nie, kom haal ons môreoggend. Wat maak jy? Hoe sê jy? Jy maak gewoon gereed. Slaap jy vanavond? Slaap jy? Kom ek vertel jy gewoon iets. As was een vriend bij ons, een oom bij ons werk. Hy was baie gullible. So hy het enige story geglo wat mense vir hom sê. So hy kom die oggend by die werk. Hy sê vir ons allemaal, man, ek het 'n nuwe TV gekoop. Joh, Louis Stoos. Hy explain vir ons die TV. Die man sê, wacht, kom ons doen iets. Hulle roep hom kantoor toe. Hulle sê, brother, polisie het nou gebel. Polisie sê, die TV wat jy gekoop het, is 'n gesteelde TV. Hulle gaan lunchtime hier wees om toe te kom haal. Lunchtime, toe soek ons hy man. Toe hy uitgeklop, hy is huis toe. Hy die TV gaan haal. Hy ry Kaap toe om die TV by sy broer te gaan los. Because sy mind sê vir hom, die polisie is op pad. Maar hulle sê vir Petrus, môreoggend die tyd gaan ons jou doodmaak.
Maar Paulus, Petrus, het die helm van die verlossing aan. Die Bijbel sê, wat Petrus doen hy aan, gaan lees die tekst. Die Bijbel sê, en Petrus het geslaap. Because Petrus het die geworry oor wat morgen gaan gebeur nie. Sy mind het gesê, dat die God wat sy aanbid, as in staat om jou vry te maak. As iets wat met die mind, wat die woord van God het, die woord van God, bouw jou geloof in jou mind. En mense kan van jou sê, maar jou mind sê ek is nie. En mense kan praat, maar jou mind sê ek is nie. En mense kan sê sy vak, maar jou mind sê sy is nie. En as jy alles opveeg van jou lewe, dan sê dit negatieve report. Maar jou mind sê, I can do all things through Christ. I can do all things because my mind het die helm op. En ek weet nie sal wie ek praat volgende. Maar ek weet nie was bezig om te hit nie. En ek weet nie wie is pad bezig om te sê nie. Sal hy tekst op zo. Vers die laatste in 17. Jy begooi hem in die sien. Wat die tekst sê. Dan slik dit. Because jy wil iemand bemoedig. Met hierdie tekst. Like the first verse, Isaiah 17. Hy sê elke wapen wat in jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat in jou opgeslaan is, in die gerecht, sal jy weer lê. If you stop there, it meant nothing. Maar hy sê, wat ek hier gesê het, daai is jyre erfdeel. Sê wat ek nou gesê het, is jyre erfporsie. That is your possession. That should give your position. That should it. Miskien verstaan jy nie wat die erfdeel is nie. Maar die erfdeel beteken, al beklei almal vir die huis. En die huis is op jou naam. Kan hulle maar praat, hulle wil die huis verkoop. Maar solang ek hier staan en die positie hou, kan julle sê wat julle het. Because dis my erfdeel. En ek hoor nie wat die duivel sê nie. En ek hoor nie wat hy beplan het nie. Maar dis my erfdeel. This is my portion. This is my portion. I will stand right here. Laat die mense sê, laat die mense praat. I will stand right here. Laat hulle doen wat hulle wil doen. I will stand right here. For no weapon that is formed against me shall ever prosper. And no tongue that rises, and every tongue that rises against me. Come on, stop. So elke keer wanneer die duivel kom vir jou hart, elke keer wanneer die duivel kom vir jou brein, moenie klomp plekke na jou hart nie. Jesaja 54 vers 17. Moenie klomp plekke na jou hart nie. Nee, klomp skrifte soek nie. Moenie die duivel aan die draai oorleer. You've got a portion. Jy het 'n erfdeel in die Here. Jesaja 54 vers 17. En elke wapen wat teen my gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen my opstaan, dit sal ek weer lê. Hoor my vanmorgen. Every tongue that is raised, every tongue that is risen against me, elke tong wat opstaan teen my, ek sê vir u volgende, ek sal het weer lê, ek sal het oorwin. Dat is goed wat my gewen het, wat my nie weer sal wen nie. Dat is goed wat my oorveldig het, wat my nie weer sal oorveldig nie. Dat is goed wat my laat slaap het, wat my nie weer gaan slaap nie. Ek hoor maar die dokter sê ek het stress, en ek hoor maar die dokter sê ek het anxiety. Maar vanoggend wil ek sê, ek verklaar my stress, ek verklaar my anxiety onder die bloed van die Here. No more stress, no more stress, no more stress, no more stress. Ek het my erfdeel, ek het my erfdeel, ek het my erfdeel voor. Iemand gee die Here hier. Net waar jy is. Gaan iemand roep hier. Net waar jy is. Verklaar dat jy moet jou lewe. Kom aan, net waar jy is.
Verklaar het oor jou lewe. Come on, allemaal jong meisjes staan. Onze camera. Stand now, stand, everybody. Allemaal ladies, everybody. Stand. Come on, so we don't. Stand. Stand. Come on, roep die woord jou lewe. Roep die woord jou lewe. No weapon that is formed against me. No weapon that is formed against me. No weapon that is formed against me. It's never gonna prosper. It's not gonna prosper. It's not gonna prosper. It's not gonna prosper. They said I never made it. They said I can't make it, but it will never prosper. They said I'm not good enough, but it will never prosper. And they said my family had nexus, but it will never prosper. It will never prosper. Because God is able. I say God is able. I say God is able. I say God is able. Kom aan, breek elke negatieve woord wat in jou gespreek is vanoggend. Reis 'n standaard vanmôre. Dit elke negatieve woord wat gespreek is oor jou en oor jou toekoms en oor jou lewe. Reis 'n standaard vanoggend. Vanoggend is your opportunity. This is your portion this morning. This is your portion this morning. Jy struggle met goed wat mense gespreek het oor jou huis en oor jou familie. But this morning call on your portion. You say, this is my portion. 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 And suddenly you fake it. I might feel the impact, but then suddenly you shake it. But it's of a planety. I might be bruised, but it will not have the effect. Ik mag een knieën, yes, but then suddenly you fake it. Because I'm standing in the promises of the Almighty God. Iemand moet het verklaren. Iemand moet het verklaren voor. Iemand moet het verklaren voor. En in naam van Jesus. Wordt jouw huwelijk. Wordt jouw gebroken huwelijk. Yes, you've been through divorce. But God is able. En het gezellig aan je huis vat. But God is able. En het gezellig aan jou in alles iets verroof. But God is able. He's raising a standard in his house. Raising a standard. Ramababoshataba. Ramababoshetelere. Risatalamayendorosu. Risatalemayendoro. Riseteleendelebasi. Sikutalamashetere. Risatalamayendoro. Raise a standard this morning, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. When the enemy comes like a flood, God raise up a standard against it. Raise a standard for more. And in naam van Jesus. And in naam van Jesus. And in naam van Jesus. Father, that's in Jesus' name. Father, this is our portion. Hier is onze erfdeel. Waarop ons staan. Because daar's geen wapen wat teen ons gerig is, wat ons sal doen wat het voor gestuur is. En daar's geen tong wat teen ons opstaan, wat doen wat het gepost is. Maar in de naam van Jesus, the standard we raise this morning, as die borstwapen van gerechtigheid, the standard we raise this morning, as die helm van die verlossing. Lord, we raise the word this morning in our minds and in our hearts. We raise the word this morning to stand against every evil force. So elke ding wat my slaan, Here, moet eers die woord slaan voor